uit Johannes hoofstuk 20, van vers 24 af, die evangelie van Johannes, voorlaaste hoofstuk, hoofstuk 20, en ons gaan begin by vers 24, en dan lees ons tot by 29. Voordat ons saam lees, kom ons bid eers saam. Vader, baie dankie vir die wonderlike genade, vir die genade en die lewe en die liefde wat U vir ons geskenk het. Dankie, o Heilige Gees, dat U in ons kom woon het, en soos ons vroeër gehoor het, ook dat U ons van binne af nog steeds bly vernuwe, en dat ons al hoe nader kan kom aan die beeld van ons Skepper. Maar dankie dat ons kan weet, die werk is afgehandel, Here Jesus, dat U volledig klaar betaal het vir ons vergifnis, vir ons vryspraak en vir die vrede wat daar nou tussen U en ons is. Ons sou nie kon leef sonder U genade nie. Ons sou geen toekoms gehad het sonder U genade nie. En daarom prys en dank ons U. Help ons ook vandag om te hoor hoe werk U met mense wat twyfel, met die tye wanneer daar in ons eie harte twyfel kom. Leer ons wat U hart dan vir elkeen van so 'n persoon sal wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Johannes 20 van vers 24 af. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Dit verwys nou na Jesus se eerste verskyning na sy opstanding. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar, en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie, en tog glo. Tot sover. Die tema vanoggend is, sien is glo en glo is sien. Kom ons lees net weer saam die laaste 2 verse, 3 verse. Daarna sê Jesus vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand, steek hom in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie, en tog glo. Kyk net so vir 'n paar oomblikke na hierdie skildery uit 1603. Dis seker omtrent die tyd toe Jan van Riebeeck gebore is. Caravaggio wat hierdie aangrypende skildery gemaak het van Thomas en nog 2 ander disippels wat ook baie nuuskierig kom kyk, want hy het die moed gehad om te sê hy wil dit self voel, hy wil dit self sien. As mens nou so 'n klein bietjie inzoom, dan sien jy hoe Jesus nie kwaai is nie, maar so deernisvol afkyk en dan met sy eie hand Thomas se hand nader bring dat hy kan voel. Thomas kan maar regtig aan hom vat en Thomas wat staar na die wond. Die ander 2 is baie nuuskierig en geïnteresseerd. Nou die slim mense wat skilderye bestudeer en goed ken, sê ons moet ook oplet dat die ander 2 disippels se hande is nie sigbaar in hierdie skildery nie, net Jesus se en Thomas se. Maar Thomas maak seker, hy wil seker maak. Nou, dis natuurlik so dat ons geloof, broers en susters, is nie blind nie, dis nie blinde geloof nie, ons kan nie vir iemand sê, jy moet nou maar net glo en alles aanvaar nie, want ons is mense wat God geskaap het met 'n verstand, wat kan dink en kan wonder, maar my en jou geloof
Ons geloof is gewortel in die werklikheid en die sekerheid van Jesus se opstanding en van sy teenwoordigheid. Ons het dit so baie al gehoor in die laaste klomp dekades skryf al hoe meer mense wat veral oor die Nuwe Testament skryf, sê die lewe, die evangelie, die nuwe bediening, die nuwe era begin daar by die leë graf en die sekerheid dat Jesus opgestaan het. En daar is so baie daaroor al gesê en geskryf, gaan lees maar gerus, daar was geen twyfel oor Jesus se opstanding nie. Die Joodse raadslede en die skrifgeleerdes het dit probeer toesmeer, hulle die soldate omgekoop om te sê tog net iemand het hom gesteel, want ons kan nie hierdie aanvaar nie, maar die disippels en elke gelowige daarna het hierdie sekerheid, Jesus leef, hy het uit die graf uit opgestaan. Maar wie van ons het nog nooit 'n oomblik gehad van twyfel nie? Ek gaan nie eers voorbeelde noem nie, want daar's verskillende maniere van twyfel ook. Mense twyfel is baie keer vinnig of net bolangs, en dan baie keer kan mens regtig diep worstel met ernstige geloofsvrae. Maar dis nie 'n teken van swakheid nie, dis eerder 'n teken dat die Heilige Gees besig is om ons te lei na antwoorde toe. Want ons het dit nou hier gesien, maar ons weet dit uit baie ander voorbeelde ook. Die Here los ons nie net in die duisternis nie. Hy kom altyd ons geloofstwyfels, ons vrae, ons onsekerhede tegemoet. Nie altyd dadelik soos ons graag sou wou hê nie. Ons is mos nou in hierdie era wat jy's half ongeduldig as jy vir iemand 'n WhatsApp gestuur het en die merkies wil nie blou gaan nie, kan die persoon nou nie sy boodskap lees nie. En as hy dit gelees het, dan sit jy letterlik en wag, ek wil nou 'n antwoord hê. En dan stuur jy naderhand nog een met 'n vraagteken, want ons wil nou antwoorde hê. Maar dit is nie hoe God met ons werk nie. God is baie groter en deegliker as dit. As ons sommer net so sulke antwoordjies van God af gekry het, sou ons waarskynlik ook nie tevrede gewees het nie. God doen dit nie altyd dadelik nie, hy doen dit nie vinnig nie, en hy doen dit meestal ook nie op die manier wat ek verwag het moet kom nie. Baie keer op 'n heel onverwagse manier van 'n heel ander kant af kom daar 'n antwoord of 'n berusting, iets wat in my binneste gebeur. Iemand wat hieroor skryf, het hierdie mooi gedeelte, ek lees dit hierdie een sinnetjie, hy sê, ware geloof ontstaan dikwels uit die smeltkroes van twyfel. Die smeltkroes van twyfel. En word bevestig deur 'n persoonlike ontmoeting met Jesus Christus, deur sy Gees, wat lei tot dieper oortuiging en tot transformasie, tot verandering. As ons, wanneer ons by die Here ons berusting en ons antwoorde en kry en ons twyfel word omgesit in geloof, dan gebeur daar altyd iets in my hart wat my lewe verander. Hier in die verhaal van Thomas moet ons ook weet, ons moet nie die persoonlike ontmoeting met Jesus miskyk nie, maar dit gaan oor meer as net wat met Thomas hierso gebeur het. Ons sien opnuut hierso weer die bevestiging dat Jesus leef. Dis nou 8 dae na die opstanding. Ons weet Jesus regeer, want daar staan weer eens, die plek was toe, hulle was by mekaar, hulle hom nie oorklop nie, maar toe hulle weer sien, toe staan hy in hulle midde, en hy sê weer vir hulle, soos die vorige week, vrede vir julle. En toe gebeur hierdie wonderlike ervaring met Thomas. Die Here sien Thomas se eerlike twyfel. Thomas was nie 'n rebel nie. Wie was hierdie Thomas? Ons kry nie baie inligting oor hom nie, maar die bietjie wat ons kry in die evangelies is dat hy 'n baie toegewyde volgeling van Jesus was. In Johannes 11 is Jesus op pad om vir Lazarus uit die dood te gaan opwek, maar die disippels weet nog nie wat daar gaan gebeur nie, maar daar's probleme, want op daardie stadium soek die fariseërs vir Jesus en sy lewe is in gevaar. Maar hy sê, kom, ons gaan daai kant toe. En dan is die disippels bekommerd oor sy veiligheid, maar Thomas is dan die een wat sê, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Dit is iemand wat 'n vertroue in Jesus het, wat so sê, hy het nie gehuiwer om Jesus te volg nie, selfs al het daar gevaar voorgelê. Ons sien in hierdie paar dae na Jesus se opstanding, Thomas was om een of ander rede die eerste keer nie daar nie, maar hy het nie besluit om op te hou glo nie, want die volgende keer toe is hy wel by hulle. En hulle het nie geweet die Here Jesus gaan weer kom verskyn aan hulle nie. So hy het maar net 'n openlike twyfel uitgespreek, uit sy hart uitgesê,
Maar ons weet nou, daardie twyfel, Jesus sê nou vir hom, moenie ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En ons kan dit ook sien as moenie twyfel nie, maar wees versterk in jou geloof. Dit het nie vir Thomas gediskwalifiseer. Nou twyfel hy en nou is hy heeltemal uit hierdie verhouding uit nie. Thomas wou tot die waarheid deurdring. Hy het gesê, hier is iets waarvan ek net wil seker maak. Ek wil die waarheid weet. Hy kon natuurlik gewonder het, is sy vriende dalk net in 'n toestand van geestelike euforie, dat hulle sê, ons glo Jesus het opgestaan. Hy sê, ja, julle kan maar sê, julle het hom gesien. Ek wil dit self sien. Ek wil dit self ervaar. En dan moet julle weet, dan sal ek vasglo. Nou, wat ons by Thomas sien, broers en susters, twyfel kan saam met geloof bestaan. As Thomas net eenvoudig besluit het, is klaar oor en verby, ek twyfel, en hy die pad gevat, dan was dit 'n ander storie. Maar hy bly betrokke. Twyfel kan saam met geloof bestaan. Twyfel kan ons opregte soeke wees na dieper weet, dieper verstaan, naby wees. Dit kan wees waarna ons smag. Soms te midde van twyfel kan geloof daar wortel skiet en daar begin groei. Ons kan soms twyfel, maar ons moet soos Thomas net nie toelaat dat ons twyfel ons identiteit word en dat dit naderhand 'n lewenswyse word en dan is dit al wat vir jou oor is, jy twyfel nou. En dan twyfel sulke mense gewoonlik oor enige ding en oor alles. Dan staan hulle bekend as 'n skeptiese persoon of 'n twyfelaar. Twyfel kan gesond wees as dit 'n mens laat dink en as dit jou terugvat na die bron van die antwoord toe, na die Here toe self. Ons weet vir Thomas was hierdie ook nie net 'n wow ervaring en toe sit nou oor en verby nie, want nie lank daarna nie het Jesus opgevaar na die hemel. In Handelinge 1 vers 8 sê hy vir die disippels, gaan Jerusalem toe en wag, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En in vers 13 dan lees ons hulle almal se name. Dit is baie interessant, Lukas skryf hulle so 2-2, hy sê Simon en Petrus en Johannes en Petrus en Andreas en Johannes en Jakobus, hy noem hulle so 2 vir 2 en Thomas word ook daar by die naam genoem. Thomas het sy regmatige plek nog tussen die ander 11 apostels. Sy geloof het nie gesink toe hy 'n oomblik van twyfel beleef het. Nou natuurlik weet ons die rede hiervoor was hierdie wonderlike persoonlike bevestiging, hierdie ontmoeting met Jesus persoonlik. Die Here doen vir Thomas hierdie guns om persoonlik met hom te praat en dan soos ons in daardie skildery daar kon opmerk en in die woord gelees het, Jesus berispe nie vir Thomas nie. Hy sê nie vir hom, ja, kom bietjie hier jou twyfelaar nie. Selfs wat hy ons verlede week gehoor het hy met Petrus gedoen het, hy preek nie vir Petrus nie, hy bestraf hom nie. Selfs met Thomas. Die Here is nie kwaad, teleurgestel of onthutst deur Thomas se reaksie nie, maar hy kyk hom liefdevol aan en hy sê vir hom, kom dan persoonlik, bring jou hand, sê hy. In ons twyfel ontmoet die Here Jesus ons altyd met hierdie gerusstellende teenwoordigheid en die waarheid waarna ons soek. Dit so ervaring, so stille ontmoeting sal natuurlik dan vir ons almal ons oomblik van skeptisisme in geloof omskep, want dit is wat die Here doen. Sulke ontmoetings wys vir ons en ons ervaar dit nou anders as Thomas vandag, maar dat die Here bereid is om homself opnuut aan elkeen van ons te openbaar. Maar vandag, ek en jy, ons maak staat op die feit dat die Heilige Gees in ons woon. En ons voel hom ook nie, want dit gaan nie oor gevoelens nie. As daar gevoelens is, wonderlik, want die Here werk ook met gevoelens en emosies. Maar die Here Jesus se eerste woorde aan 'n soekende fariseer oor die Gees, sê hy vir Nikodemus, die Gees is soos die wind, hy waai waar hy wil. Jy gaan hom nie altyd voel nie, maar jy weet hy is daar. En so weet ons dat Paulus ons kom leer dat die Heilige Gees woon in elkeen van God se kinders. Trouwens, hy noem ons
God se Gees se tempels. En ons weet dit vandag baie goed uit die woord uit, dat ons baie keer net op 'n plek moet kom in ons lewe en in ons dag dalk of in ons week waar ons in stilte by die Here kan wees en daardie stil influistering van sy stem kan hoor. Want dit is hoe hy al in die Ou Testament gewerk het. Julle onthou tog vir Elia, gaan lees maar bietjie weer in 1 Konings 19. Elia is baie moedeloos, maar 'n engel kom versterk hom met kos en dan weer 'n keer is daar roosterkoeke en hy eet en hy word deur die Here na die berg toe gelei en God sê vir Elia, gaan staan nou daar want ek wil nou aan jou verskyn. Ek wil nou vir jou in jou twyfel iets doen. En dan gaan staan Elia daar en dan hoor ons dat wonderlike goed gebeur. Die 3 basiese elemente van die aarde, die Engelse praat ons van earth, wind and fire, maar die aarde en die wind en die vuur het gepraat daardie dag. Heel eerste is daar 'n sterk stormwind en dan staan daar, maar in die stormwind was die Here nie. En toe was daar 'n aardbewing, die aarde skud. Maar dit is nie hoe die Here met Elia gepraat het. En toe kom daar vuur. Nou die Here het al in vuur gepraat met Moses by die brandende bos, maar hierdie keer het hy nie met vuur gepraat nie. En dan staan daar die bekende woorde. Daar was in die vuur was die Here nie, vers 12, en na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Dit is 'n baie moeilike konsep. Daar was 'n windstilte. Elia het 'n fluistering gehoor. En julle weet baie Engelse Bybels vertaal dit met iets wat nou 'n mooi Christen sê ding ook al geword het. Baie Engelse Bybels praat ook van hierdie silent whisper, maar baie vertaal dit met 'n small still voice. Nie dalk 'n stem wat jy kon herken nie, 'n small still voice. En ons as kinders van die Here maak daarop staan dat ons dikwels net 'n sagte stilte en miskien 'n fluistering hoor. En dit is vir ons genoeg. En wat doen die Here en wat gebeur met Thomas se geloof? God kom deur Jesus Christus en verander vir Thomas op daardie oomblik. Van iemand wat gekom het 'n paar dae van tevore het gesê, ek sal dit nie glo voor ek dit nie self gesien het nie. Ek wil daaraan vat. En sy eerste woorde is 'n geloofsbelijdenis. Hy het waarskynlik op sy knieë neergeval en gesê, my Here en my God. Dis 'n baie diep opregte geloofsbelijdenis. En onthou as julle ooit, daar is mense maar wat ook twyfel, daar is ook baie die ongelowiges, mense wat nog nie in 'n verhouding met Jesus Christus is, die se lewe bestaan hoofsaaklik uit twyfel. En die vraag is gevra, maar is Jesus regtig God? Is hy nie net die seun van God nie? En dit is so wonderlik dat Johannes dit vir ons baie duidelik maak. Ons sal nou 'n bietjie daarna weer kyk. Maar hoor so dank eers wat sê Petrus. In 1 Korintiërs 12 vers 3 skryf hy, daarom wil ek hê julle moet weet dat enige iemand wat sê vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie. En aan die ander kant sê hy, niemand kan sê Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. Thomas kon dit nie sê as die Gees hom nie daartoe gebring het nie. En hierdie dubbele verklaring, Here, my Here, die Here in Grieks is die woord kurios, wat 'n baie algemene woord kan wees, want dit is ook gebruik vir meneer en leermeester. Enige formele aanspreek van 'n manspersoon kon die kurios gewees het, die meneer het gesê. Maar wanneer daar staan die Here, dan weet ons, daar word nie van sommer net enige meneer gepraat nie. Nou ons weet ook dat die woord is gebruik vir Jesus as God. As die Grieke kom na so in die begin van die Christendom en hulle vertaal die hele Ou Testament ook in Grieks, het hulle elke keer wat daar staan Jahwe, wat God se naam is, dit met kurios vertaal, met Here, die Here. So ons weet vir die eerste gelowiges was daar geen probleem nie. Jesus is die Here. Thomas sê dit ook. Maar Thomas gaan nog 'n klein bietjie verder en hy sê my God. Hy sê vir Jesus my God.
So as iemand wonder daaroor, vat hulle na Johannes se evangelie toe. Johannes het geen twyfel daaroor dat Jesus God is nie. Natuurlik, die res van die Christendom ook nie. Ons belydenisse is daarop gebaseer. Maar Johannes begin sy evangelie so. Hy sê in die begin was die Logos daar, die woord met 'n hoofletter. En die woord was by God en die woord was self God. In vers 14, die woord het mens geword en onder ons kom woon. En dan in vers 18, net 'n bietjie verder skryf Johannes, niemand het God nog ooit gesien nie. Sy enigste seun, dan voeg hy by, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. As ek dit nou aan mekaar lees, dan klink dit so, hy sê, niemand het God ooit gesien nie, sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Johannes skryf vir ons, Jesus is God. En dan, wat doen die Here Jesus vir Thomas? Nadat hy vir Thomas 'n seën uitgespreek het, spreek hy sommer 'n seën uit oor die ander, wat dalk ook nog nie hom persoonlik ontmoet het na sy opstanding nie, en ons sal nou hoor, dit kan selfs verder gaan. Maar hy sê vir Thomas, geseënd is jy, want jy glo nou en jy het gesien. Hy sê, maar geseënd is die, wat ook glo, al het hulle nie gesien nie. In die eerste plek is dit nou nie sommer net om te sê, enige iemand wat enigiets glo is nou geseënd nie. Die Here praat eerstens van die mense wat hom nog nie weer ontmoet het nie. Hy sê, geseënd is die wat glo sonder dat hulle gesien het. Maar ons weet dat dit ook vir ons is. In Hebreërs 11 vers 1, die bekende definisie van geloof, dan sê die skrywer, wat is geloof? Dit is om te vertrou en te aanvaar wat ons nie kan sien nie. So ons is ook deel van hierdie geseëndes. Ons glo sonder dat ons sien. Ons is nie soos Thomas wat sê, ek wil eers sien en dan sal ek glo nie. Dan is ons fariseërs. Die fariseërs het dit gedoen. In Matteus 12 lees ons, en dan natuurlik gaan dit verder, party van die skrifgeleerdes en die fariseërs sê toe vir Jesus, meneer, hulle het kurios vir meneer gebruik, ons wil 'n wonderteken van u sien. Maar hy antwoord hulle, 'n slegte en 'n afvallige geslag vra 'n teken, en geen teken sal vir julle gegee word nie, behalwe die teken van Jona. En dan verduidelik hy van die 3 dae wat Jona as ware in die dood was, en hy maak dit op homself van toepassing. Hy sê, dit sal julle laaste teken wees. Ek gaan sterf en opstaan. Hy sê, maar ek gaan nie vir julle 'n teken gee nie. Ek soek geloof by julle, sonder tekens. Ons word ook opgeroep om in Jesus en sy beloftes te glo, sonder om te verwag om eers nou iets te sien. Ek wil nou eers die tekens sien. Ek wil nou eers daar 'n bietjie sien wat die Here doen en wat hy gaan doen. Maar elke ontmoeting van my en jou met Jesus in soeke, in twyfel, in gebed of in vertroue, elke ontmoeting met hom lei tot 'n verandering in my lewe. Dit kan nie anders nie, net soos wat Thomas verander is, verander Jesus my ook. En ek en jy leef nou nie, sê Paulus, splinter net sê hy, met die vaste wete van ons vryspraak, ons versoening en die teenwoordigheid van Christus deur sy Gees. Ons is baie keer net te haastig om dit te ervaar. Vir Thomas was dit 'n geval van sien is glo, maar vir my en jou is dit eerder glo en sien. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons dit kan bely elke keer wanneer ons by mekaar is, daaroor kan sing, kan jubel en kan juig, want ons weet, U leef en U regeer. Ons weet die graf is leeg. Ons weet dit van ooggetuies wat dit self gesien en ervaar het dit vir ons oorgelewer het. Ons weet van U apostels wat U wonderlike goeie nuus die wêreld ingedraai het met 'n golf wat nie gestuit kan word nie. Ons weet daagliks is daar nog steeds miljoene mense wat tot hierdie geloof en insig kom, tot hierdie versekering, saam met ons, saam met U nuwe volk, saam met U kerk, dat U die lewende God is. En daar is niemand anders soos U nie.
Maar wanneer ons by daardie donker oomblikke van onsekerheid en vrees en twyfel kom, Here, dan wil ons soos Thomas nie wegbly nie, maar kom, wanneer U ons uitnooi, bring jou hand. Dan bring ek my hand, Here. Dan bring ek my hand in vertroue dat U my hand kan rig om te vat en te voel en te glo, te ervaar en te bely en te verander. En daarom bely ons almal vandag saam, Here Jesus, U is ons Here en ons God. Ons kom bied onsself aan vir veranderde lewens. Amen.